Ek groet u hartlik. 1 Korintiërs 6:20 skryf Paulus hierdie woorde. Julle is duur gekoop. Daardie woordjie duur gekoop is 'n beeld wat uit die antieke tyd van Paulus kom. Dit is 'n beeld wat mense of slawe op 'n mensemark verkoop word. Want daar kon jy mense op 'n mensmark koop. Natuurlik die slawe van die tyd. So skryf hy dat Christus op hierdie mark van die lewe rondgeloop het en ons raak gesien het wat slawe was. En ons weet natuurlik die simbool daarvan is natuurlik slawe van dinge en gedagtes, sondes, omstandighede, soveel dinge wat soms van ons 'n slaaf word, want die woord sê, dit wat jy dien, het 'n mag oor jou. Dit wat jy dien of dit wat jy doen, het 'n houvas op jou. Soos wat 'n ketting op 'n slawemark 'n houvas op jou het, so is daar dinge in die lewe wat 'n houvas op 'n siel gehad het, of op die persoon gehad het. En dan skryf hy, het Christus as te ware dan op hierdie lewensmark rondgeloop. En het hy my en jou gekoop, toe niemand anders buite die vyand en die dood die bot op ons wou slaan om ons te koop nie, het Christus ons kom koop. En hy het die volle prys betaal wat verwag is, of gevra is die koopsom, naamlik sy bloed, sodat hy jou lewe kon koop. En jou vry kon maak in die kettinge van jou afval, wanneer Jesus hierdie woorde in Lukas 4:18 bevestig, dan sê Jesus die woorde wanneer hy die boek van die profeet Jesaja neem, sê hierdie woorde, die Gees van God het my gesalf. En dan praat hy oor sy bediening, dit wat God geroep het, of gesê het in sy wil, dat Jesus voor moes kom, om die evangelie te verkondig, om die wat nie sien nie te laat sien, om die wat in kettinge is los te maak, die wat vasgebind is vry te bring, en beskryf eintlik sy taak, en dit lees ons wanneer Paulus sê, toe ons sulke slawe was vas, gebonde, toe het Christus gekom en ons gekoop en ons losgemaak, en omdat hy betaal het, kan ons vry mense wees. Vandag is jy 'n vry mens in Christus Jesus. Vry, daar's geen veroordeling meer op jou nie. Dis eintlik 'n viering in elke hart. Wat Paulus sê, die juk wat op ons is weg. Ons is nie meer gebonde nie. Moet jouself nie weer onder die juk laat plaas nie. Moet nie weer toegee aan die gedagte van die sonde nie. Moenie weer in die gedagtegang van die sondige patrone toegee in jou lewe nie. Weerhou jou daarvan, weerstaan dit en nou bly weg daarvan. En hou vas aan Jesus Christus, die een wat jou betaal het, wat jou gekoop het. Hy wat vir jou lewe betaal het met die volle prys. Hou aan hom vas. Dien hom, glo in hom, vertrou hom, eer hom en leef vir hom. Tot die dag wanneer hy terugkom, mag die Here u seën